ons bid en ons sê vir Here dankie vir die voorreg. Here, so baie dankie dat ons vandag, Here, eintlik 'n hartseer dag is, maar kan vier, omdat U vir my gesterf het, my kom skoonmaak het van alle sonde, van alle skuld. En Here, ek bid dat vandag se erediens regtig ons harte sal raak. Maar Here, die belangrikste dat dit oor U gaan, nie oor wat U gebeur of nie gebeur nie, maar deur dit alles dat U die eer sal kry. En ek bid Here dat U regtig ons harte sal raak en ons lewe sal kom verander. Dankie dat U vandag hier is, Here, want U woord sê waar 2 of 3 bymekaar kom. En dat dit ons hele idee van hierdie erediens sal verander, want die God van hemel en aarde is vandag hier by ons. En Here, dat ons vandag ook, soos hierdie volgende lied sê, ons hart sal oopmaak vir dit wat U wil kom doen. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons lees in 1 Korintiërs 11, lees ons oor die nagmaal. En ek sê altyd, ons het hierdie vreemde idee in die gemeentes, dat ons, as ons die broodjies uitdeel, dan kry jy so klein stukkie brood, en toe sê ek vir hulle, Jesus het brood gebreek. So ons sorg jy kry vandag genoeg, sodat jy nie honger huis toe gaan nie. 1 Korintiërs 11 sê vir ons, kom ek verduidelik julle weer, sê Paulus, wat die Here self oor die nagmaal gesê het. Dit het alles gebeur die nag toe Jesus gevang is. 'n Rukkie voor hy gevang is, het hy saam met sy getrouste volgelinge geëet. So jy is ook vandag deel van daai kategorie, sy getrouste volgelinge. Hy het die brood gevat en hy het vir God dankie gesê. Hy breek die groot stuk brood in kleiner stukke en hy deel dit toe uit. Terwyl hy dit doen, sê hy, dit is my liggaam wat net so gebreek word. Julle sal baie daarby baat. Elke keer, ook vandag, as jy van hierdie brood eet, moet julle dink aan alles wat ek vir julle gedoen het. Toe hy amper klaar geëet het, vat Jesus die groot beker waarin die wyn gehou is. Toe sê hy, die wyn is die beker en dit staan vir die nuwe ooreenkoms wat God met julle gemaak het, omdat sy bloed gevloei het. Drink die wyn en elke keer as jy dit drink, weer hierdie uitnodiging, onthou wat ek, Jesus, vir julle gedoen het. Eet die brood, drink die wyn, in hierdie gesindheid, tot die Here weer terugkom. En hierdie is belangrik vandag. As julle dit so doen, as jy elke keer as jy eet en drink Jesus onthou, dan is dit so goed soos 'n preek. En almal wat rondom jou is, sal sien wat Jesus se dood ook vir jou beteken. Vriende, Jesus het die aand voordat hy na Getsemane toe is, het hy saam met sy disippels die brood gebreek en hy het gesê, dit is 'n teken van sy liggaam. En daarna ook so die beker met sy bloed wat vir ons gevloei het. En ek gaan jou vra, ons gaan Amazing Grace saam sing. En terwyl ons dit sing, wil ek jou uitnooi om asseblief daar waar jy is, 'n oomblik te vat en saam met ons nagmaal te gebruik. Ek wil dit graag doen terwyl ons sing, omdat ek jou nie wil jaag nie, want ons voel baie keer die dominee wil aangaan en ek moet nou vinnig klaarmaak. So ek wil jou regtig uitnooi om jou tyd te vat terwyl ons hierdie lied gaan sing, om regtig te dink wanneer jy daai stuk brood eet, wat het Jesus vir jou gedoen? Na die brood ook die wyn, sy bloed wat vir ons gevloei het. Baie dankie. Kom ons gebruik saam nagmaal. Vriende, wanneer ons die nagmaal gebruik, dan voel dit eintlik vir ons so normaal, so al deel van kerk wees en 'n Christen wees. 'n Klomp van ons het al, ek dink 'n hele paar keer in ons lewe deel gehad aan hierdie tafel.
dalk op verskillende maniere, by verskillende geleenthede. En ek wonder baie keer of ons nie te bekend raak met dit wat ons doen nie. Dat ons regtig verstaan ons ten diepste, onthou ons regtig wat met Jesus gebeur het om hierdie tafel vir ons moontlik te maak. En ek wil jou uitnooi vir oggend in hierdie erediens om dalk saam met my 'n oomblik so 'n bietjie anders te dink. Die tema wat die Here op my hart gedruk het vir vandag is eenvoudig die woorde, wat as hierdie tafel nooit gebeur het nie? Wat as Jesus nooit gesterf het nie? Wat as daar nie 'n liggaam was wat stikkend gebreek is vir ons nie? Wat as Jesus se bloed nooit vir ons gevloei het nie? En wat as daar geen kruisdood was nie? Vriende, dan bly die vraag, hoe sou Paasnaweek dan wees? Hoe sou my en jou lewe dan gelyk het? Die dieper vraag, hoe sou ons verhouding met God gelyk het? Want as Jesus nie gesterf het nie, was hierdie maar net nog 'n tafel met net gewone brood en gewone wyn. En daarom wil ek jou vandag uitnooi om deur die diens saam met my te dink, die vraag te vra, maar wat as Jesus nie gesterf het nie? Dan was daar geen vergifnis, geen hoop. So voel vandag hoe swaar daai gevoel moes wees. Wees vandag saam met ons, juis in daardie oomblik. 'n lewe stil en sonder hoop. Wat as Jesus nooit gesterf het nie? Vriende, as Jesus nie gesterf het nie, sou ek en jy self moes probeer betaal vir ons sonde. As Jesus nie gesterf het nie, was dit soos in die Ou Testament, waar ons offers sou moet bring, weer en weer en weer en weer. Op 'n altaar sou ons 'n dier moes bring om vir ons te betaal, en daai prys sou in elk geval nooit genoeg gewees het nie. Geen dier, geen menslike poging kan ooit regtig die sonde wat ons elke dag doen verwyder nie. Ja, dalk vir so 'n stukkie en so 'n oomblik bedek, maar nooit ten volle wegvat nie. Ons sou aanhou probeer het, en dit sou nooit genoeg gewees het nie. Want die waarheid is, vriende, ek en jy het nie nog 'n offer nodig nie, ons het die volmaakte offer nodig. Iets wat eens en vir altyd genoeg sou wees. En as Jesus nie vir ons gesterf het nie, sou daai genoeg nooit gekom het nie. Ons sou altyd kort kom. Skaamte fluister sag. Skaamte praat nie hard nie. Hy skree nie so skuld nie. Hy kom stilletjies nader en sit langs jou sonder dat jy dit eers sien. Hy fluister sag. Jy is nie genoeg nie. Jy is nie reg nie. As hulle weet wie jy regtig is, sal almal wegstap. En jy begin hom glo. Jy glimlag aan die buitekant, maar binne trek jy terug. Jy hou dele van jouself weg. Jy bou mure waar daar eens vertroue was. Jy probeer beter doen, meer wees, jy probeer harder, maar niks maak daardie stem stil nie. Jy kort altyd meer en beter.
En dit is nog steeds nie genoeg nie. En die swaarste deel van skaamte is nie die fout wat jy gemaak het nie, maar dat jy begin glo het dat jy die fout is. So leef jy, bekend aan baie, maar nooit regtig geken nie. As Jesus nie gesterf het nie, sou ek en jy elke oomblik so moes leef. Dit gaan nie net oor 'n oomblik van sleg voel of verkeerd doen nie, maar 'n gevoel diep binne jou dat jy nie enigsins goed genoeg is nie. Skaamte gaan nie oor dit wat jy verkeerd doen nie. Dit gaan daaroor dat jy vir jouself sê, ek is nie goed genoeg nie. Dit gaan nie daaroor dat jy 'n fout gemaak het nie, dit gaan daaroor dat jy glo, ek is die fout. Vriende, as Jesus nie gesterf het nie, sou ons konstant gevoel het, ek is nie welkom nie. Ek is nie waardig om ten volle geken of aanvaar te word nie. Nie deur God nie, ook nie deur ander mense nie. Ons sou konstant doen wat mense vandag doen. Ons sou ons skaamte probeer wegsteek deur prestasie, deur sukses, party van ons deur grappies, want mense moet net nie te diep kyk nie. Ons sou skaamte probeer wegsteek deur godsdiens, deur te probeer goed genoeg wees. Dan sal party mense wat net onttrek. Want wat as mense regtig sien? Dit maak nie saak hoe ek en jy skaamte probeer wegsteek vir onsself en vir God nie. Die waarheid bly, ons sal altyd diep binne ons gevoel het, ons is nie goed genoeg nie. Ons is te gebroke, te stikkend, en ons verdien eenvoudig nie liefde nie. As Jesus nie gesterf het nie, is dit die realiteit waarin ek en jy elke dag sou moes leef. As Jesus nie gesterf het nie, sou ons konstant te skaam gewees het om naby hom te wees. Die hof sal nou die vonnisoplegging doen. Sal die beskuldigde staan asseblief. Nadat die hof al die getuies wat voor hom gebring is, deeglik oorweeg het en daarin ag geneem is, beide die omstandighede van die misdaad en die beskuldigde se persoonlike omstandighede. Bevind die hof dat die oortreding van ernstige aard is. Die beskuldige word bo enige redelike twyfel aan trots, selfsug, leuns, woede, bitterheid en sonde in die eerste graad skuldig bevind. Die beskuldigde se dade het skade veroorsaak teenoor homself as ook die samelewing. Hierdie hof moet nou geregtigheid, aanspreeklikheid en die beskerming van die samelewing teen mekaar opweeg. Na deeglike oorweging is die uitspraak van hierdie hof as volg. Vir die bogenoemde oortredings word die beskuldige die volgende vonnis toegedien. Lewenslange skeiding vanaf die Here. Hier is die enigste vonnis wat die hof voel, die erns van hierdie saak weerspieël. Die beskuldigde sal onmiddellik in hegtenis geneem word sonder enige
die hof verdaag. Vriende, as Jesus nie gesterf het nie, was dit my en jou vonnis. Lewenslange straf sonder die Here. Ons sou skuldig gewees het. En skuld gaan nie daaroor om maar net sleg te voel nie. Skuld gaan daaroor dat ek en jy kry wat ons regtig verdien. En as ek en jy moes kry wat ons regtig verdien het, sou ons dalk nie een hier gewees het nie. In die Ou Testament moes mense offers bring vir hulle sonde, omdat God ernstig was oor sonde. Omdat daar 'n lewe 'n prys moes betaal. 'n Lewe moes geoffer word, omdat mense skuldig was. En hierdie offer, soos ons gesê het, was net tydelik. En sou oor en oor herhaal moes word. Sonder Jesus, vriende, sou ek en jy vir altyd in skuld geleef het. Ons sou nie voor God kon wees nie, en ons sou moes aanhou met 'n stelsel om oor en oor te betaal vir dit wat ons verkeerd doen. Geen kans op die ewige lewe. As Jesus nie gesterf het nie, sou ons tot in ewigheid toe skuldig gewees het. As Jesus nie gesterf het nie, sou ons van God verwyder gewees het. Daar sou afstand gewees het tussen ons en God, en ons sou soos hierdie kind na sy pa gesoek het, moes aanhou soek, sonder om God ooit te kon kry, sonder om ooit by hom te kon uitkom, sou nie net verdwaal en verlore gevoel het nie, maar ons sou nooit naby kon wees. Skeiding van God, verwyder van God, is een van die gevolge van sonde wat ek dink die ergste is. En sonder die kruisdood van Jesus sou dit vir ons elkeen 'n werklikheid gebly het. Van die begin van tyd af het God die mens gemaak vir een groot rede, en dis om naby hulle te wees, om in verhouding met mense te kan leef, sodat hulle hom kan lief hê en hy hulle kan lief hê.
In Genesis 2 sien ons hierdie mooi beeld van hierdie verhouding. God wandel saam met Adam en Eva in die tuin. Geen vrees, geen afstand. God is naby mense. Dan kom Genesis 3 en alles verander. Sonde kom in hierdie prentjie in en skielik is daar afstand. Hierdie nabyheid word gebreek. En nou wandel Adam en Eva nie meer saam met God nie. Hulle kruip vir hom weg. En wanneer God met hulle praat, is daar nie meer die vrymoedigheid om te luister nie, daar's vrees en bewering, spanning. En as Jesus nie gesterf het nie, was ek en jy nog steeds soos Adam en Eva. Te bang, te onseker. Sonde bring 'n kloof tussen ons en God, wat ons nie self kan oorsteek. In die Ou Testament sien ons hoe ernstig hierdie skeiding was. Die Here maak 'n tabernakel om mense te ontmoet. En selfs binne in hierdie tabernakel was daar die allerheiligste. En dit was geskei met 'n gordyn. En hierdie gordyn was 'n teken daarvan dat God en mense geskei is van mekaar. Toe die tempel dieselfde gordyn. En as Jesus nie gesterf het nie, het ons onsself aan die buitekant van daardie gordyn bevind. En sou ons daar moes leef. Ja, ons sou oor God kon praat, dalk so 'n bietjie in hom glo, maar daar sou nooit nabyheid gewees het nie. Nooit 'n ontmoeting nie. Gebede sou onbeantwoord gebly het, aanbidding sou ver wees. Selfs ons geloof sou nie kon bestaan nie. Hierdie afstand sou selfs verander het hoe ek en jy na God kyk. Vandag ken ons God as 'n Vader wat ons uitnooi om op sy skoot te kom sit. En as Jesus nie gesterf het nie, sou ons 'n regter gedien het. Wat ver was, onbereikbaar gevoel het. En daar sou geen pad terug gewees het nie. Geen sekerheid dat God ons na by hom verwelkom nie. Ons sou nooit self ervaar het hoe dit voel om op ons Vader se skoot te kan sit nie. As Jesus nie gesterf het nie, sou ons soos hierdie seentjie sonder ophou na ons pappa gesoek het. Ons sou verwyder van God moes leef. Geen genade, geen vergifnis, geen tweede kanse. Hy verdien die doodstraf. Kruisig hom. Kruisig hom. Kruisig hom.
Vriende, as Jesus nie gesterf het nie, sou ek en jy sonder genade gewees het. Die Here sou nie aan een van ons barmhartigheid bewys het nie. Barmhartigheid beteken dat Jesus nie vir ons gee wat ons eintlik verdien nie. As Jesus nie aan die kruis gesterf het nie, was daar net geregtigheid sonder genade. Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood. En dis waar dit vir ons sou stop. Ons praat baie keer oor 'n God wat liefdevol is, 'n God wat geduldig is, 'n God wat vol medelee is, en dis alles waar. Maar ons dien 'n God wat ook geregtig is, regverdig. Hy ignoreer nie net sonde en maak asof dit net oukei is nie. Hy sien dit nie net oor nie. Iemand moes betaal daarvoor. En as Jesus nie gesterf het nie, sou dit net geregtigheid wees. Dit beteken dat ons in 'n wêreld sou leef waar ons net gestraf sou word. Die Bybel sê in Hebreërs 4 vers 16 dat ek en jy met vrymoedigheid na God se troon van genade kan kom. Maar sonder die kruis van Jesus sou daardie vrymoedigheid nie bestaan het. Ons sou altyd in vrees bly leef het. Altyd onseker, altyd met die wete, ek is eintlik te sleg. Kan jy jouself indink, 'n lewe sonder genade? 'n Lewe waar jy regtig alles gekry het wat jy eintlik verdien. As Jesus nie gesterf het nie, straf al wat jy sou ken. Daar sou geen genade gewees het. As Jesus nie gesterf het nie, was ons hopeloos. Hopeloosheid beteken meer as om soms net moedeloos te voel of deur moeilike tye te gaan. Hopeloosheid beteken om werklik sonder enige vooruitsigting te leef. Hoop is meer as om net positief te dink. Ware hoop beteken jy weet en glo dat dinge sal verander en dat die toekoms nie vasgevang is in hier en die nou nie. Maar as Jesus nie gesterf het nie, het hierdie tipe hoop nie bestaan nie. Die Bybel sê in Romeine 5 vers 12 dat sonde in die wêreld gekom het en alles beïnvloed het. In Romeine 6 vers 23 lees ons dat die loon vir sonde die dood is. Sonder Jesus se dood sou niks hiervan verander het nie en sou daar geen uitkoms gewees het nie. Maar hoop beteken, daar moet 'n kans wees dat dinge anders sal eindig. Hoop beteken, daar moet 'n oomblik wees waar dinge 'n keerpunt bereik, waar daar iets sterk genoeg is in ons lewens om ons lewe in 'n ander rigting te stuur. Die storie van die wêreld sou nie anders gelyk het nie. Gebrokenheid sou net meer gebrokenheid gebring het, en sonde sou alwees wat mense ken en waaroor mense omgee. Sonder die kruis sou daar geen rede wees om te glo dat dinge ooit kan verander nie. Dit sou selfs verander het toe ons oor die toekoms dink. Hoop kyk vorentoe. Die Bybel sê in Efesiërs 2 vers 12 dat mense sonder God, sonder hoop in die wêreld is. 'n Tipe lewe wat go with the flow is, wat nie glo dat daar verandering kan wees nie.
Hierdie tipe hopeloosheid raak die manier hoe die mense dink en hulle dag tot dag aanpak. As Jesus nie gesterf het nie, was ons steeds hooploos. Nie net in sommige situasies nie, of partykeer nie, maar op die diepste vlak van ons bestaan. Ons sou sonder die sekerheid dat die gebrokenheid genees kan word. Ons sou leef sonder om te glo en die oortuiging dat daar verbetering kan wees vir dit wat gebroken is. Ons sou leef sonder die hoop op 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde.